die Here vir hierdie oggend vanmôre en as ek so vanmôre na hierdie koortjies kyk wat ons gesing het, dan sê ek, Here, hoe getrou is die Here nie? Want die koortjies het vanmôre gepraat oor lofprysing. Die koortjies, as jy net daai skyfie van my kan opkry, die tema, die koortjies het gepraat oor oorwinning, victory. Het julle dit agtergekom vanmôre? En ek het nie noodwendig vir die band gesê, dis deel van ons tema vanoggend nie. Dis hoe Heilige Gees werk en ek raak opgewonde as ek dit sien, dat daar samevoeging is, want dan weet ek, Heilige Gees is besig om iets te doen, en dan weet ek, julle as gemeente, julle kan hierdie wonderlike band van julle vertrou, hulle bid oor wat die koortjies moet wees. Dis nie net gou vanoggend 'n lysie nie, as ek reg, Karen. Dis nie net gou 'n lysie nie. Prys die Here daarvoor. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Enrico van Aswegen, my vrou en my seun Monja en Waldo, hulle kuier ook vanmôre saam met ons. Ons is al 'n hele paar jaar in Randfontein wat ons hierso bedien. En ons weet waar ons vandaan kom in die journey wat die Here ons op gestuur het. Soos baie van julle. Ons het almal 'n storie, né? Ons het almal 'n storie oor maar hoe het ek hier opgeëindig? Wel, God het my storie geskryf. Ek glo en ek vertrou en ek weet dat die journey wat ons gehad het tot hier, maar vir jou ook, is vir 'n rede. Want die woord leer ons ook. God sê, ek sal jou plaas waar ek wil hê jy moet my dien. En elkeen van julle vanmôre in hierdie gemeente, jy's hier vir 'n rede. En selfs al is jy net 'n besoeker vanmôre, jy's nie toevallig hier nie. Mag die woord van die Here vanmôre vir jou daadwerklik iets roer in jou hart, vir jou verandering in jou gedagtes bring en jou stig, sodat jy kan regop loop en sê, ek dien 'n lewende God, 'n God wat my raak sien, 'n God wat weet wat in my lewe aangaan. Amen. Is jy gereed vir dit vanmôre, liewe boetie en susse? Sy. 2 Kronieke 20 vers 22. Juis toe die sangers met die lofprysing en gebed begin het. Juis toe, op daai oomblik, toe die sangers met lofprysing en gebed begin het, toe het die Here. Amen. Wie is die sangers en die lofprysing? Is dit net die band? Nee, dis ons almal. So wanneer jy besig is om te sing en lof te prys, is daar iets besig om te gebeur. Ek wil gou vanmôre vir jou vra, moet jy net hier wees op 'n Sondagoggend om te sing en lof te prys? Kan jy dit in jou kar doen? Kan jy dit by die huis doen? Kan jy dit by die werk doen? My sussie, kan jy dit in die winkel doen, terwyl jy daar in die tuin staan? Amen. Ons kan, ons mag, ons moet, want ons dien 'n lewende God. Want juis toe, skielik kry jy afslag. Juis toe kry jy nie 'n papband nie. Juis toe ry jy nie in die pothole in nie. Juis toe jy opdag vir jou onderhoud met lof en prys en kry jy die werk. Amen. Juis toe jy daai, ek weet nie, kry ons nog koevertjies met 'n venster wat jou rekening is. Jou e-pos, jou WhatsApp, jou SMS, hoe ook al. Juis toe jy hom oopmaak, is daar vir jou afslag in. Juis toe jy jou belastingvorm indien, toe kry jy afslag. Prys die Here daarvoor. Dis getuienis. My vrou het 'n bietjie afslag gekry hierdie jaar. Gee die Here 'n handeklap daarvoor. Come on, gemeente. Halleluja. Die Here wat ek en jy dien, het nie 'n vol gebou nodig dat ons stoele gaan pak tot hier om op te daag en wonderwerke te doen nie. Die God wat ek en jy dien, het nie die stadion vol mense nodig en as al die kaartjies verkoop, dan daag hy nie op nie. Nee, juis toe die lofprysing begin. En liewe boetie en susse, terwyl ek en jy beweeg, elke dag, in ons handel en ons wandel, die manier hoe jy beweeg, die manier hoe jy loop, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy daar by jou werk integreer en interaksie het met mense, is 'n deel van worship? Is 'n deel van lof en aanbidding? Ja. So selfs al gaan dit moeilik, selfs daar in die raadsaal waar jy vergadering moet hou, kan jy deur wat jy sê en hoe jy dit doen, die Here loof en prys.
dat jou doen en late getuienisse is. Al lewer jy voertuie af vandag, al moet jy rondbeweeg in die verkeer, juis toe, dan kan die Here vir jou iets doen in oorwinning. Amen. Prys die Here. Julle, ons het vanmôre so 'n amazing onderwerp en ek vra om verskoning as ek oor die normale tyd gaan, maar dit gaan vir my vanmôre, ek moet met julle hierdie stukkie geskiedenis deel wat die Here vir my gewys het. En ek gaan probeer by die woord hou en nie te veel afdwaal nie, so verskoon my daarvoor, indien ek wel doen. Maar mag dit vir jou tot seën wees vanmôre, wanneer ons hierdie woord gaan deurwerk. Amen. Ek wil graag vanmôre vir julle ook net sê, asseblief gemeente, nommer 1, julle sit baie ver van my af, weer is die ek nie, maar asseblief, moenie, hierdie is nie, ek is nie 'n lektor of 'n ding nie. As jy met my saamstem, sê amen. As jy met my saamstem oor wat die Here vir jou gedoen het, sê halleluja. Want dis die tipe God wat ons dien. En ons dien 'n God van eenheid. En wanneer ons vanmôre hier in eenheid saam is, hierdie ding is baie mooi, ek wil hom nou nie geskuif het nie, so verskoon my as ek gaan beweeg. Maar my boeta hierso ook van Asweeg en Pastoor Jaco, jy ook van beweeg so, ek weet met vryheid mag ek ook beweeg. Is dit reg so? Prys die Here daarvoor. Hoe kan 'n mens stil staan as ons oor 'n absolute waarheid en 'n koning praat? Ja? Ons moet opgewonde kan raak. Daai eerste liedjie wat ons vanmôre gesing het, julle, as almal in die hemel is. Jy het gesê dit gaan vol wees. Ja, kosbaar. Dis hoekom ons hier is. Prys die Here daarvoor. 2 Kronieke 20 vers 22. Dit is ons kern. En ek gaan vanmôre vir jou vra, wie van julle het uitdagings in julle lewens? Wie van julle het 'n stryd wat voor lê? Wie van julle het finansiële las? Wie van julle het verhoudingslas? Wie van julle het 'n bekommernis oor waar jy gaan bly? Wie gaan jou voertuig regmaak? Ek dink ons almal kan ons hande opsteek. Ons almal het een of ander oorlog wat vir jou en vir my voor lê. En wanneer ons so oor die rand te kyk of die gordyne so 'n bietjie oopmaak en jy kyk na jou nuwe dag, dan sê jy, Here, ek het moeilikheid vandag. Hoe betaal ek lone en salarisse einde van die maand? Die van julle wat in daai posisie is, mag die Here jou ryklik seën as 'n besigheidseienaar en 'n entrepreneur. Want dis nie maklik nie. Die van julle wat in die boerderybedryf is, mag die Here julle seën, want jy kan net op hom vertrou vir elke ding wat jy doen. Prys die Here daarvoor. So hierdie uitdagings wat ons het, ek wil hê jy moet dit vanmôre 'n naam gee. Is jy bereid om jou uitdaging 'n naam te gee? Ek hoor niks. Prys die Here daarvoor. Want as jy hom naam gee, kan jy vir hom sê waartoe hy moet gaan. Amen. En ek gaan vir julle vertel waartoe hulle moet gaan. So, jy kan self kies. Moabiet, Ammoniet en Meuniet. Want dis waaroor ons gaan gesels vanmôre. Sê agter my aan, Moabiet, Ammoniet en Meuniet. Jy kan besluit watter name jy daai uitdagings in jou lewe gaan gee. Maar gee hom vanmôre 'n naam, want jy gaan hom aanspreek in die naam van ons Here Jesus Christus. Want dis waar hy hoort. En as jy baie uitdagings het, gee hom al hierdie name. Maar dit sal sy naam wees van nou af, omdat koning Jesus Christus jou autoriteit gegee het om hom 'n naam te gee. Amen. Halleluja. Ons gaan verder. Vers 1 sê, later het die Moabiete, die Ammoniete en saam met die groep Meuniete 'n veldtog teen koning Josafat en sy volk begin. 'n Veldtog, met ander woorde, het 'n missie gehad om hom te gaan uitroei. Hulle het 'n missie gehad om hom te gaan verniel, net soos wat jou en my se uitdagings. Die aanvalle wat ons ervaar, het 'n missie om jou en my te distrek, om liedjies te sing soos die eerste lied wat ons vanmôre gesing het. En jy sê, nee, Thomas, wag 'n bietjie Moaniete, Ammoniete. Ek dien 'n lewende God. En koning Josafat het berig gekry daarvan, en die woord sê, 'n groot menigte het op hom afgekom, en hulle kom van ver af, daar van die dooie see af, van Odem af, en teen hom het hulle opgetrek.
'n vrees het oor koning Josafat gekom. Net soos wat daar vrees oor jou en my soms kom. As ons hierdie uitdagings in die gesig moet staar. En hoor gou wat doen koning Josafat. Vers 3 sê, Josafat was bang. Maar hoor wat doen hy? Hy het die oplossing gaan soek. Hy sê, en hy het by die Here hulp gesoek. Amen. Nie TikTok, nie Facebook, nie sy prokureur, nie die bankbestuurder, die Here. Amen. Hy as koning, wat klomp mense, klomp kundiges, tot sy beskikking het, sê, ek gaan by die Here soek, hulp. Hy het 'n vasdag in die hele Juda geroep, en die Judeërs het by mekaar gekom, om die hulp van die Here te vra. Uit al die stede van Juda het hulle gekom, om die Here se hulp te vra. Let op die leierskap, let op die eenheid. Hulle sê, almal het gekom. Soos die leierskap van hierdie gemeente sê, ons het 'n probleem, ons het 'n uitdaging, daar's iets wat ons moet aan aandag gee. Kom by mekaar, ons het 'n bidtyd nodig, ons het 'n vastyd nodig. Liewe boetie en susse, as jy hier, is jy deel van dit, koop jy in en sê, ja, ons gaan soek die Here. Ons het nou deur so pragtige vaste gebedtyd gegaan in die begin van die jaar. Ek vertrou, daar's van julle wat openbaringe ontvang het. Ek vertrou, daar's van julle wat oop deure gekry het. Ek vertrou, daar's kettinge wat gebreek is op grond van julle gehoorsaamheid, maar meer so op grond van eenheid. Eenheid. Dis wat die woord hier vir ons leer. Eenheid. Hulle het almal by mekaar gekom om die Here te soek. Hulle het almal by mekaar gekom. Josafat het opgestaan in die gemeente van Judea en Jerusalem, in die tempel, reg voor die nuwe voorhof. So hy het opgestaan voor die mense en hy het gesê, ek skaam my nie om voor mense tot my God te roep nie. In jou raadsaal, in jou besigheid, in jou kar, op die sportveld, moet jy jou nie skaam om tot God te roep nie. Amen. En hy doen dit voor hulle almal, en hy bid, en hy erken die Here, en hy sê, Here, God van my voorvaders, U is God. U heers uit die hemel oor die hele koninkryke van al die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag, en niemand kan teen U stand hou nie. Daai Moabiet wat jy nou net genoem het, jy het hom gedoop, Moabiet, jy kan nie teen my koning stand hou nie. Amoriet, jy kan nie teen my koning stand hou nie, want ek dien dieselfde God van toe, vandag steeds. Amen. Halleluja. Hy is steeds. Prys die Here. Ek gaan verder na vers 12 toe. Ons God sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Voel jy party daar so? Sissa, voel jy party daar so? Ek weet nie meer nie, Here. Ek weet van getuienis, ek weet van mense wat al opgehuil is, gedaan gebid is. Die teels langs die bed het al duike in. Amen. Maar hy sê, Here, ons hou ons oë op U. Ek kyk nie daai kant toe oor kan die see waar hierdie Moabiete, Amoriete en al die ander is nie. My oë is op U, Here, want ek weet dit is waar my verlossing vandaan gaan kom. En ons bly kyk nie terug soos 'n Lotse vrou na die vrees en die geweldige menigte nie. Daai rekeninge wat so ophoop nie. Daai SMS'e wat so pla nie. Ons oë is gerig op U God, sê hierdie koning. Prys die Here daarvoor. Maar luister gou verder, né? Dis wanneer hulle daar in eenheid was. En dis wanneer hulle so absoluut gefokus is met hulle oë op die Here en nie op die boodskap wat gekom het nie. Hulle oë is daar gefokus.
As ek en jy op Facebook en al die ander gemors kyk, ons het vanmôre in die motor daaroor gepraat, dan word jy so vinnig oorval met die vrees van die boodskappe oor wat gebeur met die rand en die wat bitcoins het en wat gebeur met al hierdie ander goeders en wat gebeur in die wêreld. Dis wreed, dis vieslik, dis aklig. Wat gaan van ons word? Maar God, but God, ons hou ons oë daar. En wanneer hulle so in eenheid by mekaar is, wanneer hulle so in eenheid die Here soek, luister gou mooi wat sê vers 13. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Lewiet Negasiel. Toe kom die gees van die Here. So wanneer ons in eenheid is, wanneer ons gefokus is, dan kan die gees van die Here begin werk. Want ons kan hom hoor, ons kan hom sien, ons kan hom ervaar. En daarin lê ons uitkoms, daarin lê ons pad vorentoe, daarin lê ons hoop. Liewe broers en susters. Amen. Sê gou saam met my. Moabit, Amorit, die gees van die Here is op pad. Watch this space. En dis terwyl die Heilige Gees daar was, het die Heilige Gees vir sy Lewiet gesê, so sê die Here vir julle, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. Want hierdie oorlog, luister mooi, want hierdie oorlog is 'n saak nie vir julle nie, maar is 'n saak vir God. Amen. Sien julle wat hier gebeur het? Omdat hulle God eers te gaan soek het, omdat hulle met erns by mekaar gekom het en gesê, Here, ek het 'n probleem. En hulle fokus wat hulle gehad het op die Here in hierdie probleem, en die gees wat opgedaag het, jy hoef nie meer te vrees nie. En God het gesê, hou op vrees, moenie bang wees nie. Ek vat nou jou probleem. Dis nie meer 'n oorlog vir jou nie. Dis nou 'n oorlog vir God. Amen. Het jy en ek dit al beleef, wat ons daai goed voor die voete van die Here gaan sit, en ons sê, Here, hier's dit. Hier is dit, en dan draai ons om, en 2 dae later, wat doen ons? Ons kerm en kla en neel nog steeds, en dan, Here, come on, jy het nog nie vandag met die goed gewerk. Ek gaan dit eers nog onder my eie trane hou. Ek gaan dit nog eers hierso by myself hou en planne maak. Tot op 'n dag soos vandag, dan kom ons weer by mekaar en ons hoor die waarheid, dan, o ja, Here, asseblief, hierso, kom sit jy dit weer hierso neer. Dis wat ons doen, hè. Dis wat ons doen. Maar die Here sê vir hulle, nee, ek gee julle 'n belofte. Hierdie saak is nou tussen die God en die Amorite en Moabite. So verstaan jy, wanneer jy hierdie moeilikheid in jou lewe 'n nuwe naam gaan gee, en jy verklaar hom, dan het hy nie meer met jou te doen as mens nie. Soos wat koning Josafat vroeër hier gesê, ek het nie die krag nie, ek het nie die kundigheid nie, ek het nie die vermoëns nie, maar my God het. Amen. So wanneer jy hierdie Moabite en Amorite vir die Here gee dit vir hom. Maar bly in sy teenwoordigheid, bly in die teenwoordigheid van Heilige Gees, wat jy heeltyd sal lei. En die belofte en die profesie is daar. Maar hier's waar ek en jy vanmôre wil ek vir jou 'n sleutel gee in hierdie proses. Want ons raak partykeer so 'n bietjie verbuisterd en verdwaal. En ons sê, maar ek het nou vir die Here gegee. Maar wat doen ons nie? Die Heilige Gees gee in daardie tyd vir jou en vir my 'n opdrag. En telke male deur die woord, maar ook in die moderne lewe. Ons bid tot die Here en ons sê, Here, ek soek dit of dit. Dan gee hy vir jou en my 'n opdrag, maar wat doen ons? Nee, Here, ek het verskonings, wag 'n bietjie. Jy vra nou te veel van my. Maar die Here sê, ek vat dit, maar ek wil hê jy moet iets doen. Is dit waar? Reg deur die woord, reg deur die moderne geskiedenis, en as jy na mense se getuienisse luister, oom Dirk, ek gaan jou eendag vra om jou getuienis vir ons te kom gee. Herinner my, laat ons dit bietjie eendag doen, as die Here dit op my hart lê. Die Here gee vir jou 'n opdrag ook as deel van jou journey, as deel van jou proses, gee vir jou 'n opdrag. Maar ons is soms so besig om dit wat ons voor sy voete gesit het, te gaan haal en te dra en te huil en te bid en te gaan haal en dra en huil en bid. Ons hoor nie wat die Here vir ons sê nie.
Ons luister nie vir die opdrag nie, of as hy die opdrag gee en sê, nee Here. Soos ou Moses, magtig, die Here het hom amper doodgemaak daar in die woestyn, omdat hy nie wil luister nie. Maar dis wat ons soms vergeet om te doen, sê Here, ek het dit nou vir jou gegee. Here, jy het my die profesie en die belofte gegee. Sê nou vir my wat ek moet doen. Ek gaan nou luister. Ek gaan nou hoor wat jy sê. So, in daardie moment van eenheid, moet ons bly, en dis baie keer. Die Here het nie hier vir Josafat, die koning, deur die Gees gesê, jy's koning, ek moet met jou praat nie. Hy het vir een van sy leviete die opdrag gegee. So soms sal die Here met een van julle praat, wanneer jy daadwerklik by die Here gehoor het, en jy kom deel dit met die leierskap, en jy kom deel, en jy sê, maar die Here sê so, of jy kom deel met een van jou boeties en jou sissies, en sê, ek het saam met jou gebid oor die saak, want ons is mos in eenheid, en die Here het die volgende belofte met my gedeel. Mag jy met iemand anders deel wat die Here op jou hart lê, as jy saam met hom daaroor bid? Ja, jy mag, in eenheid, in gehoorsaamheid. Net soos wat hierdie persoon, hierdie leviet, ook gehoorsaam moes gewees toe Heilige Gees met hom begin praat. Dit beteken, hy was ook in die tempel, hy was ook teenwoordig by die ander, en hier sit hy en hy hoor Heilige Gees is besig om hom te skud of om iets te sê, en hy sit op sy hand en hy sê, nee Here, ek kan nie vir die mense dit sê nie. Die koning is hier. Ek moes nie opstaan en voor die koning praat nie. Maar hy was gehoorsaam, en in sy gehoorsaamheid het 'n belofte deurgekom. In sy gehoorsaamheid het 'n opdrag deurgekom. So moenie dink jy's te jonk nie, moenie dink jy's nie opgelei genoeg nie, moenie dink jy het mooi genoeg klere nie. As die Here met jou praat, wanneer jy besig is om te soek, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Daar's 'n lied wat een van die bekende kunstenaars sing, ek het nou sy naam vergeet. Maar hy sing oor, it's time to move. It's time to move. We need a move, God. En wanneer God vir jou sê, jy moet beweeg, dan moet jy beweeg, my boetanse, dan moet jy beweeg. Maar in opgewondenheid kan jy beweeg. Jy kan sê, Here, hier is ek. Hoeveel keer staan daai woorde in die woord waar 'n engel van die Here na iemand toe gegaan het en vir hulle opdrag of iets gegee, dan sê hulle, hier is ek. En mag jy geseën wees wanneer jy die stem van Heilige Gees hoor. Hier is ek. Maar luister gou verder. Die opdrag sê, julle moet nou die konteks verstaan, hè. Daar's 'n massiewe weermag wat op pad is. En hierdie klein volkie hoor van hierdie groot vrees, maar hulle weet hulle soek by die. Nou sê die opdrag, okay, hierdie oorlog is nie meer julle oorlog nie. Maar die opdrag sê steeds, vers 17, trek môre hulle tegemoet. Gaan môre na jou vyand toe. Berei voor en gaan na jou vyand toe. Ek sou vrek bang gewees het. Maar omdat hulle God dien en omdat hulle hom vertrou, trek môre. Wanneer hulle in die bloeiselpas kom, julle sal hulle daar aantref by die punt van die vallei wat in die Jureel woestyn uitloop. Luister mooi, vers 17. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle sal gee. Moenie vrees nie. Prys die Here. Halleluja. Kom ons gee hom 'n lofklap. Halleluja. So dis deel van die opdrag. Gaan nog steeds en gaan kyk. Maar moenie veg nie. Gaan kyk hoe die Here dit vir jou gaan doen. So, wanneer ek en jy ons Moabiete en Amobiete moet challenge, maak seker jy doen dit onder leiding, sodat jy kan sien hoe God besig is om hy finansies reg te kry, sodat jy kan sien hoe God besig is om die verhouding tussen jou en jou kinders te herstel, sodat jy kan sien hoe God besig is om die dinge wat jou Moabiete en Amobiete is, te begin verander. En hy is spesifiek in hierdie woord, hy is baie spesifiek oor die plek, hy is baie spesifiek oor môre. Nie wanneer jy gereed is, of wanneer jy lus is, of jy nou eers jou water en jou skoene skoon gemaak het nie. Hy sê, gaan môre, en gaan doen dit.
Vers 18. Dis nou nadat hulle hierdie instruksie en belofte gekry het. Kyk wat doen koning Josafat. Hy kniel en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en aan hom eer betoon. Daarna het die Lewiete opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle borsheid geprys. So wanneer ons op 'n Sondagoggend hier by mekaar kom en hierdie wonderlike span wat die Here vir ons gegee het, ja, sien bietjie hierdie prentjie. Herken bietjie hierdie prentjie van daai absolute lof en prysing, maar jy kan dieselfde doen op jou dag tot dag roete. In jou huis kan jy dit doen en die Here begin eer daarvoor. Ons lees verder in vers 20. Hulle is vroeg die volgende oggend is hulle uit. Met ander woorde, na hierdie opdrag, na hierdie instruksie, die weermag is steeds daar. Maar vroeg die volgende môre is hulle uit. Daar was nie debatte nie, daar was nie vergaderings nie, daar was nie argumente nie, daar was nie 'n gedwarstrekkery en 'n toutrekkery, maar God het dit gesê, hoekom wil ons dan nog steeds uitgaan nie? Wel, hy het die volle sin opdrag gegee. Maar hulle het vroeg die volgende môre gegaan met 'n verwagting, gehoorsaamheid. Vroeg die volgende môre. Soms talm en teem ons, soms lê ons nog 'n bietjie voordat ons aksie vat op die opdrag. En liewe broer en suster, soms is die opdrag vir jou en vir my so eenvoudig soos gaan vra net iemand om verskoning. Soms sit ons met goed in ons lewens wat ons uit die pad uit kry nie, as gevolg van onvergifnis. Is ek reg? Die Here sê dalk net vir jou en hy lê op jou hart. Gaan vra net om vergifnis. Gaan sê net ek is jammer. Vergewe net iemand. Iets so kleins of eenvoudigs, maar tog so groot, is jou opdag vroeg die volgende môre. En jy sal sien hoe God die res vir jou doen. Amen. So wees ingestel en gehoorsaam vir wat jou opdrag is. Vers 21. Hulle die volk, hulle het vroeg die volgende môre het hulle gegaan. Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in die profete en dit sal goed gaan met julle. En dis die boodskap wat ek vanmôre vir julle bring, namens Josafat, namens ons koning Jesus Christus. Wanneer ons vertroue op die Here stel, maak dit nie saak hoe groot daardie weermag van Moabiete en Amobiete in jou lewe is nie. En julle sal vas staan, want dis die belofte wat in die woord van ons koning staan. Amen. Vers 22. Juis toe die sangers met die lofprysing en gebed begin het. Die 33 vertaling gebruik 'n mooi woord. Hy sê, en op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, op die oomblik. Met ander woorde, hulle is deur hierdie hele proses, en hulle het nou opgedaag, en nou daag hulle daarop, en hulle kyk na hierdie absolute menigte, en toe hulle begin, met lofsang, toe hulle begin, op daardie oomblik, met ander woorde, dis nie toevallig nie, dis nie o en toe nie, maar op daardie oomblik, juis toe, hulle dit begin doen het. Met ander woorde, wanneer jy na jou Moabiet en jou Ammonie kyk, en jy die hele journey met die Here gejourney, en jy sê ek vertrou jou, en jy begin lof en aanbidding, en jy begin met jou lofprysing, juis toe, luister, juis toe, en het die Here, ek seker maak, daar was nie een, jammer, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete en die Amobiete en die mense van Seriberg, wat teen Juda opgetrek het. Onverwagte aanvalle het by hulle begin.
Amen. Niemand kon dit beplan het nie. Niemand het 'n strategiese plan gehad hier behalwe God nie. Juis toe lof en aanbidding begin het, toe het onverwagte aanvalle in hulle kamp begin. Prys die Here daarvoor, daar gaan onverwagte aanvalle in jou Moabiete en Amoriete begin. Toe val die Ammoniete en die Moabiete, die inwoners van Siriberg aan. So hierdie 3 wat gekonkel het, om Israel aan te val, beginne val mekaar aan. Verstaan julle hoe dit werk? Hulle beginne val mekaar aan. En spaar niemand nie, en roei hulle uit. En toe hulle klaar was met die inwoners van Sier, het hulle mekaar beginne uitdelg. Wat 'n beskrywende woord gebruik die woord hier nie. Hulle het mekaar beginne uitdelg. So geen van jou Moabiete en Ammoniete in jou lewe sal oorbly wanneer God deel is van daardie geveg nie. Amen. Niks sal oorbly nie. Maar ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy moet lof en prys sing. Ek moet verder gaan julle. Ek weet is baie tekste, maar wow. Die oorwinning is behaal, vers 24 sê, toe die Judeërs by die uitkykpos teenoor die woestyn kom en na die magtige vyand soek. Nou daag hulle daarop en hulle soek hulle. Wat kry hulle? Want God het klaar begin. Wat kry hulle? Lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Prys die Here. Wil jy die Moabiete en Ammoniete in jou lewe moet daar net lyke wees, uitgedelg wees in die naam van koning Jesus. Daar was nie een oorlewende nie. Josafat, luister gou mooi. Josafat en sy manskappe het die buit bymekaar gemaak en groot hoeveelheid gekry. Persoonlike besittings aan die lyke en allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle dit nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die buit bymekaar te maak, soveel was dit. Dis die God wat ek en jy dien. Dat dit wat jou moeilikheid bring, vir jou ander rewards kan bring. Kan jy dit glo? Ons bid baie keer wanneer ons hierdie goed voor die Here se voete gooi. Dan bid ons Here, vat dit net weg. Omdat hulle getrou is, vat die Here dit nie net weg nie. Hy gee vir jou 3 dae se oorvloed. 3 dae se oorvloed. Ek het in die begin van die jaar, die heel eerste nagmaal wat ons in hierdie gemeente gehad het hierso voor. Ek dink dit was op die oujaarsdiens gewees. Toe die Here so duidelik vir my gewys en ek moet dit met julle deel. Oorvloed. Oorvloed. Middelvlei. Oorvloed. AGS Middelvlei. Dis die belofte van die Here. Vir 3 dae lank het hierdie mense meer gehad as wat hulle ooit kon van droom, ooit kon verwag, want hulle het hulle vertroue in die Here gestel. Hulle was gehoorsaam in die opdragte gewees en juis toe hulle begin lof en aanbid. So jy mag nie hier uitloop vanmôre. Hoe gaan hy liedjie? Dikbek lang gesig. Come on, gemeente. My eerste koortjie was so kosbaar geweest. Juist toe. En op die 4de dag het hulle saamgekom by Lofdal. Hulle het die plek Lofdal genoem. Hulle het die Here daar geloof, daarom noem hulle die plek tot vandag toe nog Lofdal. En al die manne van Judea en Jerusalem met Josafat aan die hoof is toe met 'n groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. Hulle is terug na Jerusalem toe, na die huis van die Here toe, met harpe en liere en trompette. Al die koninkryke was van skrik bevange vir God, toe hulle hoor hoe die Here die oorlog gevoer het. Amen. Liewe broer en suster, ek wil vir jou vra,
Het jy jou Amoriet en jou Moabiet geïdentifiseer? Het jy hom 'n naam gegee? Is jy bereid om vanmôre daai naam in die naam van Jesus Christus aan te spreek en te sê, my God gaan hierdie oorlog veg teen jou. My God gaan jou verwoes, uitdelg. Is jy reg daarvoor vanmôre? Halleluja. Ek gaan vir Jason vra om vir ons 'n lied nou te begin speel. En dit gaan oor oorwinning. En dit gaan oor I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. Ken julle daardie lied? Dis 'n lied van victory, is 'n lied van oorwinning. Dis 'n lied waarin Heilige Gees jou hart opnuut kan kom roer. En waar jy vanmôre kan sê, Here, ek lê opnuut my Moabiet en my Ammoniet voor jou, Here. Here Vader, ek maak vanmôre myself oop en ek wil vir jou vra, maak oop. Jy veg nie 'n oorlog so nie. Wie van julle het hulle fight so gewen? 'n Duckback fight miskien. Jy net stil bly, daai fight sê jy dalk wen. Maar kom ons maak vanmôre oop en nooi Heilige Gees in ons harte en in ons gedagtes in, dat ons die opdragte kan hoor. En ek wil vir jou vra, wanneer jy deur die loop van hierdie week beweeg, find yourself a song. Vind 'n lied wat die Here op jou hart vir jou lê en speel hom in die oggend, speel hom in die middag, speel hom in die aand, sing saam en sê, Here, hierdie lied sing ek tot lof en eer van U, want ek het 'n Moabiet wat uitgesort moet word, wat uitgedelg moet word. Is dit reg so? Sal julle vir julle elkeen 'n lied kies? Pastoor Jaco, julle moet dalk volgende week die week aan na 'n bietjie hoor. Wat se liedere is julle sin? Wat se liedere het julle gekies? Wat se getuienisse het uitgekom? Want die hele volk word bly daaroor. Amen. Kom ons staan en kom ons in absoluut vlak van koneksie met Abba Vader sit. En mag jy jubel en juig. Mag jy sien hoe jou Moabiete in jou lewe val. En lofsang en lof eer tot ons koning Here Jesus Christus. En Heilige Gees jou versterk, jou gehoorsaam maak en dat jy sal braaf wees om op te staan en te sê, die Here sê. Halleluja. Ek seën julle dan in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees, in die teenwoordigheid van Heilige Gees vanmôre, wat die water in ons harte en in ons gedagtes roer. Here Vader, U ken elke gebed wat vanmôre in hierdie plek opgegaan het. Here Vader, U ken elke Moabiet, elke Amoriet, elke allerhande ander ding wat ons dit name voor wil gee, Here. En ons bid nou in die wonderlike en die heilige en die kragtige en die magtige naam van ons koning Jesus Christus oor daardie sake. Here Vader, ons is opgewonde oor die getuienisse wat sal plaasvind. Here Vader, ons is opgewonde oor die voorsiening wat sal plaasvind. Here Vader, ons is opgewonde oor die byeenkomste in eenheid op soek na U, Here. Lofprysing na U, Here. In die naam van Jesus Christus, seën hierdie gemeente, seën hierdie leiers, Here, en seën elke liewe boetie en sussie in hierdie plek vanmôre, Here. En mag hulle uitgaan met lofliedere, want juis, toe die lofliedere sing, het U die oorwinning laat begin. In die naam van koning Jesus Christus. En die kinders van die Here sê almal saam. Amen en amen.